verhoudings volhoubare verwagtings nodig. Elkeen stap in 'n verhouding in met beide bagasie, maar ook verwagtings. Die bagasie is goed wat 'n mens kan en moet deurwerk by 'n sielkundige of 'n predikant of 'n pastoor, sodat jy daarom net op 'n beter vlak kan begin met hierdie ander verhouding of verhoudings waarin jy staan. Bagasie of onafgehandelde goed in jou verlede het 'n effek op die verwagtings wat 'n mens koester van 'n ander persoon of 'n tipe verhouding waarin jy dan staan. So kom ons gee aandag daaraan om te sê, dit wat ons wil koester in ons verhouding of verhoudings dan, is volhoubare verwagtings. Dit moet die toets van die tyd kan deurstaan. Ongesonde verwagtings van die ander persoon of die verhouding kan lei tot teleurstelling, frustrasie. Dit kan selfs lei tot die einde van die verhouding. Nou, ek het gaan kyk na 'n bietjie moontlike tekens van ongesonde verwagtings en dit het altyd iets van die volgende. Die persoon is jaloers, kontrolerend of selfs uitermate afhanklik van jou. Die persoon dink hy of sy is beter as jy en verkleineer jou en jou idees, veral voor ander mense. Die persoon gaan dadelik oor in veroordeling, kritiek of om selfs die verlede te bly ophaal. Die persoon ignoreer die gesonde grense wat jy gestel het of julle saam daar gestel het. Die persoon onttrek van jou as daar nie aan elke wil of wens van hom of haar voldoen word. Die laaste ene, die persoon stel jou in een of ander risikosituasie, al is dit om saam 'n leuen te vertel. Nou hierdie is als ongesonde verwagtings en weer eens is die punt om verhoudings te help groei wat die toets van die tyd deurstaan is om volhoubare verwagtings te hê. En elke verwagting wat vir jou begin volhoubaar voel, vra jouself net af, gaan my liefde dit kan bedek? Met ander woorde, gaan ek hiermee kan saamleef? Gaan my liefde bly glo en vertrou in hierdie persoon? Gaan my liefde bly hoop en hoopvol saamstap met hierdie persoon? Gaan my liefde dit kan bly verduur en verdra? Nou hierdie 4 vragies het ek gekry deur net eenvoudig te let op wat Paulus skryf aan die gemeente as hy skryf in 1 Korintiërs 13 vers 7. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Volhoubare verwagtinge het altyd hierdie element van liefde wat alles kan bedek, alles kan glo, alles kan hoop, alles kan verdra. Daarom gaan volhoubare verwagtinge die liefde voortdurend laat seëvier, die verhouding laat groei, sodat daar wederzijdse respek en wederzijdse vertroue vir die toekoms en in mekaar sal bly. Leef geïnspireerd.